Awesome, wat 'n voorreg om te kan praat oor die Heilige Gees. So kom ons maak volgende ook ons harte oop. Ons reeks se titel vir hierdie paar weke is Storie van Vervulling. Nou, ek wil volgende net so vinnig een of twee goeters herhaal van laasweek, want dit was goed, dink ek, wat so geval het in mense se harte, dat mense vir my kom sê, ek het dit nog nooit so verstaan nie, ek voel so die teenwoordigheid van die Here naby aan my, so ons wil net gou vinnig teruggaan na dit toe, en dan gaan ons aangaan met vandag. So laasweek het ons gesê, as ons praat oor die Heilige Gees, is daar baie belangrike waarheid wat ons moet ontdek. Baie Christene loop rond, en dan wonder hulle of hulle die Heilige Gees het. En gewoonlik kom daai wonder uit ervarings uit. Partykeer ervaar jy die Heilige Gees baie, jy weet, dis daai hoendervleis oomblikke, dis bonatuurlike goed wat gebeur, en jy ervaar die Heilige Gees naby aan jou. En ander kere is dit nie so prominent, en dan begin mense te wonder, het ek die Heilige Gees, of het ek nie die Heilige Gees nie? Nou die skrif sê vir ons duidelik, daar is nie iets soos 'n Christen sonder die Heilige Gees nie. Die dag as jy jou geloof in Jesus verklaar, nou dis die wonderlikheid van dit, daai oomblik wat ons geloof in die Here verklaar, en hom nooi, en hom begin volg, en koning van ons, ook van ons eie lewens maak, en daai oomblik gebeur iets bonatuurliks. Jesus praat met Nikodemus in Johannes 3, dan sê hy, jy word uit water gebore, dis die fisiese geboorte, maar jy word ook uit die Gees gebore. Niemand kan die koninkryk van God ingaan as hulle nie van bo af gebore word nie. En dit doen die Heilige Gees. Ons sukkel om dit te verduidelik, hoe dit werk, maar dis in 'n oomblik wat soos 'n gordyn vir jou wegtrek, en jy sien Jesus, jy sien die lewe wat hy vir jou het, jy wil die ou lewe aflê, jy omhels dit, en in daai oomblik kom woon die Heilige Gees binne in jou. Hoe sê die Engelsman? Done and dusted. Hoor gou wat skryf Paulus daaroor. Daar's 'n paar plekke, ek lees net vir jou een of twee. Hy sê in Romeine 8, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. So ons kan dit omdraai. Ons kan sê, as jy aan hom behoort, dan het jy die Gees. Jy het die Heilige Gees. Efesiërs 1 sê dit beautiful. Hy sê, in hom is toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees, wat beloof is. Reg deur die Ou Testament beloof God deur die profete dat hy sy Gees gaan stuur, uitstort. Onthou julle, Joël het gesê in die laaste dae gaan God se Gees op alle vlees kom. Toe Jesus op aarde is, net voor hy opvaar, toe sê hy, ek moet weggaan, sodat ek my Gees kan stuur. Dan sien ons later in Johannes 14, dat Jesus dan sê, wanneer die Gees by jou kom woon die Vader en Jesus ook by jou. So die Gees wat beloof is, kom woon by jou die dag wanneer jy tot geloof kom. So, dis eintlik wat die Heilige Gees behels in die Nuwe Testament. Twee belangrike goed. Die eerste een is die dag wat jy tot geloof kom woon die Heilige Gees binne in jou, maar dan praat die Nuwe Testament van 'n aanhoudende, deurlopende vervulling met die Heilige Gees. Nou, hoe werk dit? Hoe werk dit dat ek deurlopend vervul word met die Heilige Gees? Dit klink soos volgemaak word met die Heilige Gees. Nee, voluit leef vanuit die Heilige Gees. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 5 vers 18, hy sê, word met die Gees vervul. Word met die Gees vervul. Dis 'n opdrag. Dis anderste as ontvang. Word is eintlik, ek is nou nie 'n Afrikaanse kenner nie, maar dis 'n tipe van 'n werkwoord, nee, word met die Gees vervul. En dan net daarna dan sê hy, sing psalms onder mekaar, wees dankbaar teenoor God, onderwerp julle aan mekaar. So hy gee dadelik 'n paar voorbeelde van hoe die koninkryk lyk, en hy sê as ons daai goed begin doen, sal ons met die Gees vervul word. Toe het ons gepraat en gesê, wanneer die Gees, Jesus sê, die Gees is soos 'n wind wat waai, jy weet nie waarvan of hy kom, waai en hy gaan nie, maar jy weet, as die Gees gewaai het, weet jy dit, jy sien die effek daarvan, en dit is soos elkeen wat gebore word uit God uit. So die wind van die Heilige Gees wat saam met ons werk, en toe het ons die beeld gevat van 'n seilboot, daar is hy weer vanoggend. As jy kyk na 'n seilboot, dan
daai seil wat daar gespan word, kan nie die wind maak nie. Die seil maak nie die wind nie, maar die seil word gespan om saam met die wind te werk, en natuurlik is daar 'n stuur ook, sodat die boot dan kan beweeg in die regte rigting. So wanneer ons lewens span, ons seile span, ons het nou bietjie grappies gemaak, ons gaan nou nie weer vanoggend nie, oor kaptein span die seile. Maar dis 'n manier om dit te onthou, nee, dis die lewe waantoe ons geroep word, dat ons seile sal span, om saam met die Heilige Gees te beweeg. En daar's 'n klomp voorhandliggende goed, wat ons dadelik vir mekaar kan sê, hoe span ons seile? Ons is vanoggend besig om seile te span nie. Die feit dat jy vanoggend hier is, die Hebreërs skrywer sê, moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie. Nee, die feit dat jy vanoggend hier is, jy's besig om seile te span. Ons het vanoggend geworship, dis seile span. Ons het vanoggend al gebid, dis seile span. Ons is besig met die woord, dis seile span. Ons het community met mekaar, want God se familie is 'n familie wat hy roep om saam te werk en die koninkryk van God te bring. You can't be a lone ranger in the kingdom of God is nie God se resep vir ons nie. Die feit dat ons deel is van community, dis seile span. Maar dan is daar 'n klomp ander maniere wat dalk nie so voor die hand liggend is om seile te span nie. Wanneer ek gehoorsaam is, span ek die seile. Wanneer die Here vir my sê, staan stil by iemand, span ek die seile. God se manier van dinge doen, sy inspraak, is om die seile te span. Nou vanoggend wil ons praat oor die tweede ding, wat die Heilige Gees in ons lewens kom doen. En dit is, die Heilige Gees transformeer ons as nuwe mense. Nou hierdie is vanoggend so belangrik. So in hierdie reeks, teach ons lekker. So wat doen die Heilige Gees met ons, wanneer hy in ons kom woon? Daar's 'n oomblik wat die Gees in ons kom woon, wat doen hy daarna? Nou hoor gou wat skryf Paulus, ons gaan volgende weer baie oor Paulus praat. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Nou ek het dit al vir julle gesê, ek self, myselfers, ek het hierdie skrif vir lank verkeerd gekwoteer. Ek het gesê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel of skepping, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Something is missing. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Die kyk is crucial. Die kyk is belangrik. So wat sê Paulus hier? Hy sê, daai oomblik as die Heilige Gees jou kom woon, as jy uit die Heilige Gees of deur die Heilige Gees gebore word, dan word jy nuut. Jy word nie 'n beter weergawe van jouself nie. Jy word nie net 'n bietjie beter nie. Jy word nuut. Jy raak nuut. Jy sien 'n nuwe lewe. Nou het jy toegang tot 'n nuwe self. So kom die doop so belangrik is, want die doop verklaar dit, die doop maak dit vas. Jy het toegang tot 'n nuwe lewe. Hoor hoe sê Paulus dit in Efesiërs 2. Hy sê, want uit genade is julle verlos, hoe? Deur geloof. Ons glo in Jesus, dis 'n geskenk. Hy sê dit nou. Dit kom nie uit julleself nie, dis die gawe van God. Dit kom nie uit werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immer sy maaksel. Ons weet ons is sy maaksel, maar hoor wat sê hy. Ons is immer sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei te doen, en daarvolgens te leef. Een van die Engelse vertalings sê, we are his poetry. We are a recreated people. Jy word nuut gemaak. Nou vanoggend, die Here het daarom 'n sin om detail by mekaar te sit. Ek het dit nou al genoem, maar ek wil dit nou net weer sê. Hierdie mooi rooi bakkie wat hier buite staan. Hy was 'n ou bakkie gewees. Ek wil nou nie die storie weggee nie. Maar nou is hy 'n nuwe bakkie. Hy's beter. En dis wat die Here met ons doen, en dis wat Paulus hier sê. Hy sê, as iemand in Christus is hy nuut. So wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, begin 'n nuwe lewe. Hoekom? Jy ontvang 'n nuwe identiteit, want jou sonde word jou vergewe. Ewe skielik kom deponeer die Heilige Gees nuwe begeertes in jou. Nuwe gedagtes.
Hy kom vervang jou hart, hy gee vir jou 'n nuwe hart. Onthou wat het die profeet Jeremia gesê, Jeremia 31:33 het gesê, hy praat nou God se woorde, hy sê, ek gaan my wet in hulle binneste gee, en ek gaan dit op hulle harte skryf. Nou dink gou 'n bietjie so daaroor, oor wedergeboorte. Dis wanneer God kom deur sy gees en hy kom skryf op jou hart. En as God op jou hart skryf, is jy 'n nuwe mens. As God op jou hart skryf, wil jy 'n nuwe mens wees, want ewe skielik gaan hy gordyn oop en jou oë sien, aha, dis wie ek is. Dis die rykdom van lewe wat in Christus opgesluit is. Hierdie lewe wat ek geleef het, die ou mens, is inferior. Hier is die volmaakte, die superior lewe. Dis in Christus. As hy op jou hart skryf, verander jou hart. So in daai oomblik raak jy 'n nuwe mens. Kyk, alles het nuut geword. Nou hoor gou wat doen Paulus. Hy skryf baie hieroor. In daai selfde Efesiërs waar hy sê, ons het dit ontvang as 'n gawe, dan skryf hy net 2 hoofstukke later in Efesiërs 4, en hier is nou eintlik vandag se woord, skryf hy iets verskrikliks belangrik. Hy sê, wat julle vroeëre lewenswandel betref. So wanneer ek nuut raak in Christus, gebeur daar iets, maar dis nie asof 'n wipe knoppie gedruk word, en ek kan nie my vroeëre lewe mee onthou nie. Hy sê, wat julle vroeëre lewenswandel betref, moet julle die ou mens aflê. Om neerlê, weer eens, die doop. Die doop is die eerste bewys, die eerste teken van dit. Wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan, dit bring dood. Die ou mens, dit bring volgens sy misleidende drange, dit vergaan, dit bring dood. Julle moet egter eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan. Ek moes eintlik 'n baadjie hier gehad het. Trek die nuwe mens as 'n kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Hoe trek jy klere aan? Jy vat dit en jy trek dit aan. Ek het nie vanoggend ook opgestaan het uit my pyjamies, net woeps wap ingespring in nuwe klere nie, of net toe kyk toe ek 'n nuwe klere. Nee, ek moes dit aantrek. Ek moes my kerk mooi sondagklere aantrek. Nou as jy nou lees wat Paulus sê, dan is dit amper asof jy wil sê, hey Paulus, Hawkeye, wat gaan nou hier aan? Jy het nou net gesê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Is ek nou nuut, of moet ek nou nuut word? Is ek nuut, of moet ek nog nuut word? En dis hier wat 'n mens begin ontdek in die skrif, en jy beleef so 'n bietjie van die spanning daar, en daai spanning help jou juis om te ontdek. Wat sê Paulus? Hy sê, ja, daar kom 'n nuwe geboorte. Ek is nie net meer uit water gebore nie, maar ek is gebore van bo af, vanuit die Gees. En dan kom woon die Heilige Gees binne in my, en dan ja, word alles nuut. Kyk, ek kan sien hoe alles nuut word. Ek is nuut gebore, en nou groei ek meer en meer en meer om te word van wie ek eintlik klaar is. Mens moet hom weer hoor. Ek groei, en ek word meer en meer wie ek klaar is. Waar kom die wie ek klaar is vandaan? Dis hoe Christus my sien. Hoekom is dit belangrik om meer en meer te word wie ek klaar is? Want dit is die beeld, dis die expression van God se mense op hierdie aarde, wat meebring en help om 'n uitdrukking van sy koninkryk te wees. Dis waarom dit belangrik is. Nou hoor gou wat sê Paulus dan verder. 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18, hy sê, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. Die Here is die Gees, waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. Enige plek waar die Heilige Gees werk, bring hy vryheid. Hy bring nooit bondage nie. Die vyand bring bondage, die Gees van die Here bring vryheid. Dan praat hy verder en sê hy, en ons almal, terwyl ons met onsluierde gesig, onbedekte gesig, nee, is nie meer soos in Moses se tyd, sluier aan, sluier af, sluier aan, sluier af, en hy sê, Jesus het nou vir ons 'n pad gemaak na die troonkamer toe, ons kan nou met 'n ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander van heerlikheid tot heerlikheid,
soos afkomstig van die Here, die Gees. Waarvan praat Paulus hier? Hy sê, hy het die pad vir ons gemaak. Kyk, hy het alles nuut gemaak. Daar's nou 'n ontsluierde gesig, maar ons aanskou. Ons aanskou, en soos wat ons aanskou, verander ons van heerlikheid tot heerlikheid, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So wat doen die Heilige Gees? Wat sê Paulus, as hy in 2 Korintiërs 5 dit sê, en dan in Efesiërs 4 iets anders, van beklee julle, trek Christus aan. Wat sê hy daar? Hy sê die Heilige Gees het in jou kom woon, en nou werk die Heilige Gees in jou, span die seile, om hierdie nuwe mens te kan wees. Dis die Heilige Gees wat dit werk. Maar ek stel myself beskikbaar vir dit. Ek aanskou. En ek is so belangrik om dit te verstaan. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar iewers het ons baie keer die persepsie gehad dat die werk van die Gees is net iets wat my nou en dan kom tref. Nou daar is ervarings, en ervarings is amazing, en dis beautiful. Maar die Gees werk die heeltyd in jou, en die Gees werk ook in jou, om saam met hom te werk. Anders sal Paulus nie sê, beklee jou, trek hom aan, Christus aan, soos wat jy 'n kleed sal aantrek nie. Onthou julle hoe Jesus die Heilige Gees aangekondig? Hy het gesê, ek stuur vir julle die Parakletos, die trooster, die helper. Wat doen die helper? Hy help ons om hierdie nuwe mens te kan wees. Ek en jy kan nie die nuwe mens eers van die begin af sien, as dit nie deur die Gees is nie. Ons kan dit nog minder word, as dit nie deur die Gees is nie. Nou, ons het nou die beeld gebruik van die seilboot, maar hier's nog 'n beeld, wat Paulus gebruik, wat ek gou vanoggend met julle wil share. Nou, hy noem die beeld so pertinent nie, maar as jy die woorde hoor, dan sien jy die beeld. Hoor gou wat sê hy oor die uitleef, die realisering van hierdie nuwe mens. Dis Galasiërs 5, wat kry ons in Galasiërs 5? Die werke van die vlees en die vrug van die Gees, né? Julle ken dit, gaan dit nou gou daarna toe gaan. Maar hoor wat sê in daai hoofstuk, hy sê, almal wat aan Christus Jesus behoort, so almal wat klaar aan Jesus Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en sy begeertes gekruisig. Okay, die vlees waarvan hy praat, is nie hierdie vleispaleis nie, want hierdie vleispaleis is nie gekruisig nie. Hy praat van die ou natuur. Hy praat van die ou natuur. Hy sê, almal wat nou aan Christus behoort, het hierdie ou natuur. Ons het dit gekruisig. Dit hoe ons was, dit wat ons was, hoe ons geleef het, voor ons aan Christus behoort het. Ons het dit gekruisig. Dit het gesterwe saam met Christus. Dan gaan hy aan, dan sê hy, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Nou hierdie woorde, die een van die Afrikaanse vertalings sê, laat ons in die Gees, saam met die Gees wandel, maar hierdie vertaling sê, laat ons in pas bly. Dit laat jou dadelik dink aan 'n kadetorkes, waarin ek was. Ek was nie in die kadette nie, was in die kadetorkes. Nou, vanoggend is gevaarlik om in 'n kadetorkes te wees, hoor. Die van julle wat wil, ek sê julle regtig toe, sê my gee om dit te doen, na die diens, mag jy maar kom kyk na my tand. My een tand het so chippy in, dit is van ingelid bly met 'n trompet. En dan in daai oomblik dan stamp die trompet jou, kry jy 'n chip in jou tand. Maar dis die beeld wat ons hier hoor. Hoor gou, ek wil gou saam met jou deurgaan. So belangrik om hierdie te verstaan. Ons werk saam met die Heilige Gees. Hy sê eerstens, almal wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en sy begeertes gekruisig. Soos wat klink dit? Dit klink soos 'n soldaat wat nou in die weermag kom, wat nou in 'n peloton is. Daar's 'n paar veranderingkies. Die meeste van hulle, almal wat in die army was, julle sal getuig. Die meeste kom daaraan slordig. Die meeste kom aan met lang hare. Die meeste kom daaraan met I, me and myself, alles gaan oor my. Die meeste kom daaraan met selfsug, ek leef net vir myself, my eie manier. Die meeste kom daaraan sonder routine. Wat gebeur in die eerste paar weke? Haar haartjies word gesny.
hulle kry klere, daar's roetine, daar's vroeg opstaan, ek moet luister, ek moet saamwerk, ek moet die eie moet ek so bietjie neerlê, en ek moet dink aan die belange van die peloton. Dis presies wat Paulus hier sê. Hy sê, daai mens wat so geleef het, kruisig hom, die vlees, sodat ons in lyn kan leef met die Heilige Gees. Dan gaan hy aan, dan slaan hy nou die spyker eintlik op die kop. Hy sê, aangesien ons deur die Gees lewe. Hoe klink dit? Dit klink soos 'n soldaat onder 'n nuwe bevelvoerder se leiding. En hierdie soldaat, binne 'n paar weke, verander hy. Hierdie soldaat, eers is daar 'n bietjie teestribbeling, en is moeilik, en is moan, en is groan. Later val hierdie soldaat by dit in, onder hierdie bevelvoerder se instruksies, en ewe skielik kom hy agter, dis goed vir my. Ewe skielik kom hy agter, hoor jy maar, my selfbeeld bou so bietjie. Ewe skielik kom hy aan, hier's ander waardes waarvolgens ek leef, en alhoewel dit bietjie taaf is dit goed vir my. Hy kom agter, sy lewe verander, want sy lewe is in sync met hierdie bevelvoerder se instruksies. En hier is die belangrikste ding, dis nie die soldaat wat die verandering bring, omdat hy wil nie. Dis omdat hy onder die bevelvoerder se gesag is. Anders sou hy nooit verander het nie. En dis wat Paulus hier sê. Hy sê, ons leef nou deur die Gees. Ons het nou 'n ander bevelvoerder in ons lewe, want alles wat hierdie bevelvoerder vir ons sê en doen, is goed. Dit bring lewe. Dan die laaste ding, sê, laat ons met die Gees in pas bly. Ek het eintlik nou klaar gesê. Laat ek met die Gees in pas bly. Dit klink soos 'n soldaat wat ingelid bly, wat belyn bly. Baie interessant, die Griekse woord daar wat gebruik word vir laat ons in die Gees wandel, is 'n woord wat te moeilik is om uit te spreek, maar dit beteken presies dit, en dis waar hierdie beeld vandaan kom. Dit beteken om in 'n ry of orde te loop. Om 'n ry of 'n orde te loop. So wat sê Paulus hier vir ons? Hy sê, julle ontvang nuwe lewe deur die Gees. Kyk, sien dit nou. Alles het nuut geword, maar kom belyn jou lewe, werk saam met die Gees, trek Christus aan, bely jou, loop in pas, bly in pas met die Heilige Gees. Hoor wat sê hy daarna? Galasiërs 5:6, hy verduidelik dit so mooi. Hy sê, maar ek sê, leef deur die Gees. So dis hoekom dit so belangrik is om saam met die Gees in pas te bly. Hy sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis. Dis nie miskien nie, dalk, wonder nie, dis beslis, nie die begeertes van die vlees uitvoer nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar. It was like that from the beginning. Toe die mens sonde gedoen het. Dis nog steeds nie. Dit staan in die Nuwe Testament. Hy sê die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. Dis hoekom jy hom moet kruisig. Sodat julle wat julle ook al wil nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. So Paulus sê hier vir ons, die woorde wat hy gebruik is, as julle in pas met die Heilige Gees leef, sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Julle sal beslis nie. It's guaranteed. As jy saam met die Heilige Gees leef, kan jy dit hoor? Ek dink ek het laasweek ook genoem, en onthou ek sê altyd, ek preek eers vir myself, dan vir julle. Laasweek was my vrou, by 'n vroue geleentheid van Greta Wied, was hy gesê het, sy bid, en vandat ek dit nog gehoor het, bid ek dit ook. Hy sê, ek bid, laat ons nie 'n lui kerk sal wees nie, laat ons nie 'n lui bruid sal wees nie, maar dat ons so seile sal span. Ek kon nie glo, ons het die Sondag gepreek, en net die vorige Saterdag het sy hier in ons dorp dieselfde tema gehad nie. Dat ons ons seile sal span, want dan sê Paulus, sal ons nie die begeertes van die vlees uitleef nie. Net vinnig om klaar te maak, hy sê, die dinge van die vlees, so die goed wat kom teen die Gees, is onsedelikheid. Ons ken daai rympies, nee, van sonnaarskool af, ons het hulle al vergeet. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering, afguns, dronkenskap, gevyf. Ek wonder altyd of hy volledige lyste genoem het. En dan sê hy, maar as ek met die Gees in pas leef, hoor gou die voorbeelde, hy sê, dan getuig my lewe van liefde, en ons weet eintlik dis liefde dubbelpunt in die oorspronklike taal, liefde
wat insluit blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hy laaste een slaan die spyker so op die kop. As ek net sou moes wag vir die Heilige Gees dat hy my moet gryp en my moet werk, sou selfbeheersing nie opgesluit wees nie. Selfbeheersing. Laaste gedagte, dink gou aan aan hierdie beeld van Paulus, die beeld van 'n peloton, van 'n weermag, van 'n soldaat. Vir 'n soldaat om paraat te bly, wat moet hy doen? Hy moet aanhou oefen. Hy moet aanhou paraat wees. Ek dink ons leef in 'n wêreld waar daar, soos ek nou met die jeug ook gebid het, wat soveel aanspraak op ons lewens maak, wat ons so moeg kan maak, dat ons uiteindelik te moeg is om geestelik aktief te wees. But if we can just turn that around. En onthou die Cremora advertensie, it's not it inside, it's on top. It's verkeerd. It's not on top, it's inside. It's in die hart. It's in die hart. My hart wat aan God behoort. As ek hierdie woord preek, dan kyk ek na my eie lewe. Eerste, sê ek, Here, vir my om die seile te span en in pas te bly met U, is daar sekerlik 'n paar goedjies wat moet verander. En dis waar ek jou vandag wil los. Ons gebed is dat ons 'n kerk sal wees wat vol energie is, vol krag is, 'n dunamis kerk. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy het oor ons gekom. Hy leef nou in ons en hy wil ons gereeld vervul en ons volmaak. En dis wanneer ons saam met hom begin leef, sensitief saam met hom leef. Ek wil jou vra om jou oë te sluit. Vanoggend is daar soveel goed wat ek vir my en vir jou kan vra, maar dalk die eerste ding net, is jou seile gespan? Is jou seile gespan vir God se Gees? Is jy ingestel op hom? Is jy ingestel op sy woord? Is jy ingestel op gebed? Is jy ingestel op geloofsgemeenskap? Is jy ingestel om gehoorsaam te wees aan hom? Is jy ingestel op hom? Volgende wil ons die vraag saam vra. Onthou, as die Here ons nooi, dan is dit om ons te belyn, is om lewe te bring. Waar moet ek my seile verstel? Waar moet ek in gelid kom? Watter area van my lewe? Vanoggend, voordat ons gaan saam bid, net terwyl ons so oë gesluit is, miskien is daar vanoggend iemand wat sê my eerste verstelling vanoggend is om na Jesus toe te kom. Is om in hom te kom glo. Is om hom te volg. Dis my eerste verstelling. En as dit jy vanoggend is, wil ek jou nooi, sit net so met jou hand op jou hart. Sê net, Here, hier is ek. Ek glo in U. Dankie dat ek in hierdie oomblik, Here, U Gees kan ontvang. Omdat U dit moontlik gemaak het deur U bloed. Heilige Gees, dankie dat U nou in my kom woon en my geestelike ore oopmaak, my oë oopmaak, vir my hierdie nuwe lewe wys wat daar in Christus is. Dankie vir die gawe van die Gees wat beloof was. Here, omdat U die werk gedoen het vooraf. En dankie dat ek dit nou kan ontvang. Here, dan wil ek ook vanoggend bid vir elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Dankie dat U gekom het en ons nie net beter mense kom maak het nie. Maar het ons nuut kom maak. Het ons 'n nuwe hart gegee. En volgende Here, weet ons, wat is in hierdie lewe opgesluit in U, omdat U dit vir ons kom wys deur die Gees. Maar dan weet ons, daar's baie keer dinge om ons in 'n wêreld wat dit wil laat fade, wat dit wil dof maak. En Here, vanoggend kom ons ook en ons bely dit vanoggend om te sê, Here, dikwels leef ons selfs as kinders vir God, nie uit U krag uit nie, maar uit ons eie krag uit en ons seile raak pap. Maar ons wil vanoggend sê, Here, dankie dat ons na U toe kan kom en dis juist deur die Gees wat U ons help met alles en sê, kom vul ons weer met U woord, kom vul ons met U Gees, kom vul ons met U heerlikheid, Here.
En dankie dat U ons vanoggend die energie gee, die dynamiskrag, die energizing om te sê, Here, ons span die seile, die ou mens gekruisig, Here, nuut in Christus, nuwe lewe, sodat ons kan word wie ons klaar is, en sodat ons 'n stem kan wees, Here, in hierdie omgewing van ons, Here, 'n stem van die heerlikheid, van God se goedheid, van sy grootheid, van sy koninkryk, van sy lewe, wat saam met dit alles kom. Dankie, Here, dat U ons vanoggend vul met U Gees. Thank you, Holy Spirit. Spirit in Jesus naam. Amen. Ons gaan vanoggend 'n baie bekende lied sing, wat ons baie kere sing, wat sê, Lord, you called me out of the grave. Hy het ons geroep, uit die graf uit, van 'n ou lewe uit, in 'n nuwe lewe in. Maar vanoggend is dit ook ons verklaring om te sê, Here, soos wat U ons geroep het, en ons ja gesê het vir dit, en dit ontvang het, sê ons ook ja, Here, vir 'n wandel saam met U, 'n lewe van inpas bly met U. Kom ons staan.